Ek kan vir jou sê, ek arresteer jou in naam van so opgewonde soos 'n vark in Palestina. Gaza, nee, Tel Aviv. Okay, maak nie saak nie. Ek is baie opgewonde. Ons bid sommer nou vir Tel Aviv, ons bid vir Gaza, ons bid vir almal in Jesus naam. En ons bid vir die varkies. Maar prys die Here. Ek wil vandag vir jou sê, ek is opgewonde. Ons gaan nou as 'n span Kimberley toe vertrek. Kom ek vat jou net so 'n bietjie so. Hierso het ons gekampanje mos. Taking biblical values to parliament. En uit ons 60 miljoen mense in Suid-Afrika, wat hulle almal Christene noem, het die Christenpartye daarom so 300,000 stemme gekry. Ons het dit nie gemaak nie, maar ons het baie op daai roete na Jesus toe gelei. En baie dinge gebeur nog, en nou John wat aan die ander kant is, en die manne gaan nog aan. Ek het so 'n bietjie onttrek as deputy president, maar nie by hulle nie. Ek is nog steeds member by hulle, en hulle gaan nog steeds Bybels vat. Maar wat gaan ek nou doen? Ons gaan nou groot in Kimberley gaan skryf Jesus hier, en dan gaan ek 50,000 kilometer deur Suid-Afrika doen in die volgende 500 dae. So, hou dop op die programme. Die programme se naam gaan wees Take Over. Miskien praat ek nogal Engels in daai programme, so laat jou Engelse maatjies so kom en laat hulle hoor daarvan. Maar vandag wil ek vir jou sê Jesus is koning. Kom net so 'n bietjie hier so Steven, vinnig. Hier is 'n advertentiebereik. Wat is jou naam? Steven Chandler. Op die skerm sien jy nou Steven, evangelist Steven en Chandler. Jy sien nou sy nommer. Wil jy hom nooi? Ja. Wil jy hom nooi? Nooi vir Steven. Hy het by ons geswat alles. Hy kon loer kort in. Hy het nou net weer kom hallo sê. Hy kom nou uit 'n trip uit waar hy by die Zulus uitgereik het. En 'n nooi vir Steven. Asseblief, julle is so welkom. Sy nommer is nou op die skerm. Steven, wat gaan jy kom verkondig? Heel eerstens Johannes 3 vers 3, Romeine 1 vers 18 en Matteus 28 vers 19. Dis die heel eerste 3 stappe wat ons moet verbyweeg. En dan ons gaan straatbediening doen, ons gaan uitbeweeg. Ons gaan nie net in 'n kerk sit elke keer op uitreikings nie. Ons beweeg uit. Die mense in die kerk eet al vaste kos, ons haal nou die mense buitekant. Dis waar ons hoort. Wyse woorde, maar ek wil net vir Steven iets in sy oor vra. Behalwe al die skrifte, ken jy nog ander Bybelskrifte? Ja. Ons gaan nie vir die mense sê nie, maar jy ken ander Bybelskrifte. Ja, Matteus staan en jy mag nie vir mense sê hulle is dom nie. Nee, maar ek sê maar sê jy is dom nie. Okay, Steven se nommer op die skerm. Nou wil ek jou na ander mense toe vat. Struis kan jy 'n 360 draai maak. En hier stap ons na 2 mense. Ek hoor jy mag nie spot met mense nie, maar hulle het dit vir my gesê. So, hulle was die 2, Hansie en Grietjie. Toe hulle ouers loop, toe gooi hulle eers klippies. Toe kan hulle weer op hy roete terugkom. Maar op 'n dag, toe die klippies toe gooi hulle krummeltjies. En toe vreet die voeltjies die krummeltjies op, toe kry hulle nie hulle roete terug huis toe nie. En toe kom hulle hier by die meele aan, en van daar af maal hulle. School of Fire! En jy? School of Fire! Dis hy, vanaf maal hulle meel vir ons. En luister en nou gooi hulle meel soos hulle loop. Jesus, is ontsettend lief vir jou. Ek staan hier by Benny en ek sien net papiere in sy hand. Nou weet ek nie. Benny, is jy 'n polisieman, 'n balje of 'n speedkop? Ek's 'n polisieman. Nou het ek klaar koue rillings. Want hy staan hier met papiere in sy hand. Wat het Rooi is nou weer gedoen? Human rights of wat? Maar kom ons hoor, wat is dit? Benny, ek kan hom lekker act.
Ek weet die hele storie maak ek so bietjie. Maar vertel gou vir my wat se papiere is dit. Maar ek kan vir jou sê ek arresteer jou in die naam van Jesus. O, dankie. Ek kry nou regtig so koud. Toe dink ek, is dit nou regtig die polisie se triks? Nou weet ek ons het julle aandag. Luister 'n bietjie. Ek en Benny ken mekaar al jare. Ek wil sommer hallo sê vir oom Diek. Is mos oom Diek? Ja, dis my pa. Hoe oud is jou pa nou? Hy is nou 84. Hy's in Australië. Hy is in Australië, ja. Oom Diek, ek soek 'n foto waar jy langs 'n kangaroo staan. En dan stuur jy dit vir my. Ek wil vir jou sê, geseën sal jy wees oom Diek, en dankie dat jy die kind groot gemaak het, dat ons nou vandag kan skoor hierso. Jy's pragtig hoor, die Here seën vir julle in Jesus naam. OK, wat se papiere is nou hierdie? Jong Rooies, hierdie is papiere vir 'n voertuig wat ons wil vir jou skenk. Nie vir jou nie, vir Jesus wil skenk. Hierdie is 'n geskenk wat ons gekry het en ons wil dit skenk vir Jesus, vir siele. Kom ek, voordat ons na die voertuig toe gaan. Ons het altyd projekte. Ons het nou 'n projek Takeover, dit is landwyd, maar my eie jurisdiksie wil ek amper sê. Ek kan nie net vir ander sê, maak smokkelhuise toe en bid vir dit en bid vir dat. Ek moet in my gebied ook iets doen. Nou, ons is 90 km van Appington af. Ek wil julle net gou plot. Nou, ek is 40 km van Groblershoop af as ek die grondpad omry. Nou, van Groblershoop af nog 'n entjie terug. Sal ek nou sê Kimberley toe terug. Nog 40 km dink ek. Vergewe my as ek so 'n bietjie uit is met die kilometers. Kry jy Boegobergdam. Daar is 'n woonbuurt, Boegoberg. En dan kan jy nou kom Groblershoop toe en dan ry jy af en dan kry jy nou ek gaan nie miskien agter mekaar sit nie, maar Topline, Lambrechtstrif, Karos, Leerkrans. Ek dink nog hulle is half reg met hulle. OK, maar dan kom jy nou later Appington en Appington se woonbuurt is dan swaai jy weg Keimoes toe. Dan in Keimoes, ek het met 'n ou gister berading gedoen en gepraat. Is 'n geweldige klomp eilandjies. Miskien kan Keimoes mense my laat weet, maar daar's klomp woonbuurtes en nedersettingkies, as ek dit nou amper so kan sê, 5 huise hier, 5 huise daar. En dan swaai som, kan jy nou Kenhardt toe ry, of dan swaai ons om nou af, wat jy dan kry, Kakamas, klomp woonbuurtes, en dan Ograbies, en dan gaan jy af na Ograbies toe, Bloupits. Nou ek was so klein. Toe ek aan Bloupits is so, moenie vir my vrou, lyk dit nog daar, ek weet hulle kan tomaties verbou in wintertyd. Al hierdie mense wat ek nou van praat op hierdie pad, bel my 'n bietjie, en ek sal so bly wees. Kom ek, vertel julle gou eers die gebed, dan beweeg ons na die kar toe, dan vertel ek julle die plan van hierdie. As ek reg is dit ongeveer 300 km. Maar ons jaag hom nou nie op af nie. Ek dink party plekke lê 15 km uit mekaar uit 20 km. So is kort afstande. Ek dink ons program se naam dink ek amper 'n kort afstande. Maar okay, dink ek nou vir die editor. Maar ek is aandag afleibaar Benny. En nou wil ek al met die ou agter die kamera begin herinner. Maar okay, kom nou terug. Vertel my nou eers, want klink my 'n week voor ek kort afstande gebid het. Het jy gebid? Vertel my jou verhaal en jou vrou se verhaal en rondom hierdie kar. Okay, so wat met gebeur het is ons was in 'n posisie gesit waar ons nou die karretjie is lankal al klaar betaal en ons is finansiëel het ons nou was ons in die posisie gewees om vir haar 'n ander karretjie te koop. Ons koop toe vir haar 'n ander karretjie en toe wonder ons nou okay, wat gaan ons met die kar doen? En ek sê toe vir haar nee, ek gaan die kar nou maar gebruik vir my werk toe en terug dat ons lang afstand kar kan spaar kilos gewys en dat ons bietjie langer jare kan met haar uitgaan. En ek het toe gegaan, ek het gaan hoor want ek wil die CV joints laat regmaak en ek gaan toe CVTech toe en ek gaan hoor daarso en hulle sê vir my nee wat is die bedrag en ek ry terug huis toe en ek maak die hek so oop en soos wat ek intrek sê die Heilige Gees vir my hierdie is jou kar nie. Hierdie kar gaan na Rooies toe. Stop net eers daar. Here, dankie dat my naam nog daar by u figure. Okay. Ek raak opgewonde want ek figure op 'n kol. Ek is nie altyd reggie, maar tog dink die Here aan my.
Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Hierdie kar is slegs en ek bly jy sê Appington, want dit is presies wat ek op daai oomblik was die gevoel wat die Heilige Gees op my geplaas het is. Hierdie is spesifiek Appington, omgewing, kort afstande. Dis waaroor dit gaan. En ek trek die kar so en ek loop so in die huis en ek sê vir my vrou, ek is jammer, maar die kar moet gesaai word. Sy het in afval vir my gesê, al 'n week voor dit, die kar moet gesaai word, maar ek moet besluit as hoof van die huis, waartoe die kar moet gaan. En ja, so, toe sê ek vir haar, wel, die kar gaan nou na Rooies toe. Hy gaan nou werk daarso. Okay, 'n week na jy gebid het, of hierdie gekry het, bel jy my toe? Ja, toe nou 'n week daarna, toe bel ek nou vir Rooies, en ek sê vir hom, jong, Wow, nou wil ek jou eers onderbreek. Nou ry ons weer van Herbou af, daar van Groblershoop af, ek, Lorenzo, en ek dink Puma was in die kar, en op die grondpad sê ek vir hulle, luister, ek bid 'n geruime tyd nou vir ons gaan dit noem, ek het jare terug dit die Groot Rivier projek genoem, maar so School of Fire en Spear International nou maar uitreik, name is name, is net altyd om iets niets te maak en vir die mense opgewonde te maak, en ek sê vir hom, Lorenzo is 'n man wat 'n gewapende rower was, hier in Kimberley. En jy's by die polisie. Nou hoor gou hierso. Hy maak Augustus maand klaar as pastoor. Hy het mense geskiet. Hy het mense te nagekom. Hy het gewapende rowe gepleeg. Maar hierdie ou het bekeer. En dan Heinrich, die ander tweede ou wat in hierdie span gaan wees, want ek het gevoel dat ek so 'n bietjie ras nou praat, omdat dit baie onder ons breinmense gaan wees, ek is baie lief vir ons breinmense, moet ek meer breinmense in die span hê, as wat mense, want mense vra altyd, ek wonder wat kom doen hierdie klomp nou weer, dat hulle eie mense kan hê, dat daar nie 'n rasse ding is nie, maar okay, Heinrich, ek noem hom Heinrich 2, het in my tuin gewerk, 'n jong Khoisan mannetjie, briljant, slim. Hy werk nou by Struis by die kameras. Hy het nou gisteraan teruggekom hospitaal toe, hy was op 'n kursus. Maar hy werk in my tuin en ek sê jy hoort hierdie. Tuinwerk is 'n wonderlike werk vir mense, maar jy hoort hierdie. En ek vat ons stuur hom hier vir A4J by Andrei en laat hy 'n bietjie by my wegkom 'n jaar en toe bring ons hom nou in. Nou, ons lei nou al lank hierdie mense op. Ek dink is tussen 60 en 80 woonbuurtes wat ek nou van gepraat het. So. En ek sit met hierdie mense in die kar. En ek sê, kom ons bid, kort afstand voertuig. En ek maak die grap met hulle. Ek sê, ek soek hier 'n ding met al hierdie computers hier. Want ek gaan hom nou in julle hande gee, baie keer. En as julle my bel, gelukkig is dit in my radius, dan kan ek net ry met 'n draadtang sê ek. En ons gaan maak die ding reg. Nou moet jy laat jou kar nou so is, he. Maar verstaan jy, sê ek. En gewoonlik bid hou 'n nuwe ding en God gee nie. Ja. Maar hoekom in hierdie geval het ek gevoel nie. En ek sê kort afstande. En ek het dit seker 'n paar keer gesê, kom by die huis. Nou ek het nou die getuig die volgende dag, maar toe daai aand, bel jy my. Ja, daar bel ek nou vir Rooies en ek sê vir hom, jong, ek het vir jou 'n kar. Hy maak nog 'n grap, ja, baie mense het al vir jou gesê, hulle gaan vir jou 'n kar gee. Sê ek vir hom, nee, ek maak nie 'n grappie. Ek het vir jou 'n kar, en hierdie kar is spesifiek vir kort afstande. Jo. En net daar sê jy vir my, jy het 'n week voor die tyd, toe het jy gebid vir 'n kar. Eintlik 'n oggend. Ja, nou. So, ja, die Here is getrou. Die Here is regtig getrou in wat hy doen, en hoe hy mense se harte net roer. So, ja. Nou, jou vrou kan nou nie vandag hier wees, ek wil so graag, ek wil amper maak soos by die skool, hy inlasfoto's. Wat is jou vrou se naam? Madeleine. Madeleine, ek sê vir jou en die hele gesin, baie dankie. Ek is so spyt jy kan nie hier wees nie, maar op 'n dag gaan ons mekaar raakloop en dan gaan ons sommer iets met jou afneem, of wanneer jy weer by ons kom, dan gaan julle miskien hoe werk die mense. Mense kan eerlik sê, ek gaan nou verduidelik as ons by die kar staan.
dan gaan jy hoor, hierdie is nie 'n ligte dingetjie nie. Hier is 'n geweldige groot ding wat in die hele Suid-Afrika inpas. En hierdie is ons afdelingkie van takeover met smokkelhuis en alles. Maar kom ons loop gou daar na die motor toe. OK, kom jy net gou hierso. Kom net gou hierso. Laat ek net gou, Benny verskoon my, maar ek wil net hier, wat gaan hier aan? Ek is jammer, Benny. Benny bring skaars die kar aan. Andres is besig met vervulling met die drone. Die kar het 'n ekstra merk voordat ons hom nog wegtrek. Benny, sal jy vir Andres vergewe? Hy is vergewe, ja. Is elektronies. Jou vrou moet nie daarvan weet nie. Maar okay, kom staan hier so. Nou, School of Fire is ons plek waar ons sendelinge oplei. Almal dink dis ons drug addict plek. Nee, ons is the miracle place is dit. Maar maak nie saak, ons is lief vir ons mensies wat daar kom en drugs soek. Maar dit is ons sendeling pastoor opleiding. Spear International is ons uitstuur. So hulle berei voor, hulle stuur uit. So hierdie hele karretjie gaan nou onder Spear International. Maar nou het hy sy projek. En sy projek is die Groot Rivier projek. Maar ons toe die projeknaam weghaal en net groot. En wat natuurlik, Matteus 28 vers 19. En dis waar jy en jou vrou nou betrokke raak. Of julle is al lank met sulke goed betrokke, maar ek bedoel nou in hierdie geval. Wat sê, gaan maak disippels. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ja. En nou kan ek vir julle sê wat nou hier gaan gebeur. Ons mense word nou opgelei en my nommer is op die skerm. Take over, nie my nommer hier, sorry, my PA se nommer is op die skerm. Take over, jy kan die volgende na haar toe stuur, as jy in die hele Suid-Afrika wil betrokke wees, om by hierdie seminar te kom bywoon wat ons nou mee besig is. Miskien later in die land bied ons dit ook aan, maar tans daar by ons, by School of Fire. Stuur net die woord take over, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou dorpnaam en jou provinsie. Wat ons nou doen, ons roep die pastore op, die kerkleiers op. Ons gaan hulle leer, en ons het die ondervinding nou opgedoen, so ons gaan hulle leer hoe om 'n smokkelhuis toe te bid, hoe om hom fisies te gaan toemaak. Jy's nou polisman, Kennard het ons nou weer gebel. Ons het hom regtig die smokkelhuise was 6 maande toe op Kennard. Die polisie het my nou laasweek, toe vra hulle, kan ons weer kom? En kan ons in samewerking met hulle dit weer kom doen. En dit is lekker as ons so kan saamwerk. Nou, ons gaan nou leer, hoe maak jy taverns toe? Obvious kan jy nie net taverns gaan toemaak as hy wettig in die land is nie. Hoe maak jy 'n abortiekliniek toe? Maar abortiekliniek kan wettig is. Maar hoe doen jy prayer walking? Hoe doen jy prayer riding? En dan gaan ons pastore leer in 1 dag, en dat doen ons 'n dag prakties. Hoe gaan hulle uit? Nou my span word vir dit opgelei. Nou wat hierdie eerste nou hierdie karretjie gaan doen, hy gaan 60 tot 80 woonbuurte nou gaan doen. Saam met ons, met 'n bussie, 'n klomp studente om vinnig in te gaan. En ons gaan net data soek, pastore se nommers. Ou moet beplanning hê, jy's in die polisie, ou moet beplanning hê voordat jy begin. So ons gaan nou gaan, en as jy in hierdie distrik, van Boegeberg tot Blouputs is, vat nou die nommer op die skerm, en stuur net vir my in, Groot Rivier projek, sê jy wil betrokke raak. Miskien gee vir ons slaapplek, miskien gee vir ons net water, miskien gee vir ons 'n bietjie kos, of wat ook al. Nou gaan ons hierdie span saam met hulle gaan. Het gaan nou 'n maand of 2 vat, en ons gaan al die data kry. Dan gaan ons hierdie pastore begin oplei, ons gaan vir die kos betaal. So hulle hoef nie, ons gaan tot busse uitstuur, en hulle gaan haal, in hierdie radius, en dan kom hulle vir 3 dae, en ons lei hulle op. Okay. Dan beweeg hierdie voertuig, soos die Bybel sê, gaan in een huis en bly daar. Soos hulle in Lambregsdraf inry, dan identifiseer hulle huis wat hulle goedgesind is. Ons gee van daai week hoender en vleis vir daai huis en alles. En ons mense bly daar, en hulle loop letterlik die hele plek deur. Hulle stig nie 'n nuwe kerkie. Fantasties. Hulle stig nie 'n nuwe kerkie. Hulle werk saam, jy ken vir Z? Van die AGS Tabernakel was hy, Z Boergling. As ek die gesig sien, sal ek hy was hier, hy's nou Posmosburg AGS. Hy werk saam in hierdie ding, want hy kom bied vir die ouens aan om te sê, ons kan julle ook help. Ons het, en om 'n dorp oor te vat, moet jy in 'n politieke gebied ook oorvat. So daar's weer ander ouens wat inkom, Christenparty ouens, en hulle kom praat met die ouens. En so ons doen in die hele ding, vat ons
die hele gebied oor. Maar wat ons manne doen, hulle gaan bly in hierdie huis, hulle hou openligdienste, hulle kry die Christen gemeente, Marewaak, Maranatha, Kerk van God van Profesie, so kan ek vir jou hulle opnoem, Oranje Rivier, maar hulle het al sulke name. Ja. En weet jy wat? Elke woonbuurt het 15 tot 20 kerkies. En elke kerk het 10 mense. En niemand vlieg die smokkelaar in nie. Niemand vlieg die drankou in nie. So ons gaan hulle nou leer, hoe gaan sien jy eers die drankou? Op 'n mooi wyse. Hoe praat jy met die tikverkoper en sê asseblief stop met dit? En ons gaan nader om, soos Matteus 18, stop asseblief met dit. As hy nie luister nie, dan kom ons met vol force. Ons rapporteer hom aan die polisie, die kolonel van Groblershoop werk wonderlik saam met ons. Prys die Here. So ons, dit is polisie wat saamwerk, dis Christen politieke mense wat saamwerk, dit is die ander pastore wat saamwerk. So dis hier amper sê ek jou, wat se standie? A one man stand. Ja, one man standie. One man show. Ja, 'n one man show nie. Hierdie ding wat julle gee, nie ding, hierdie kar is 'n verskriklike waardevol wat hier staan. Iets van jou, Benny. So, ek weet nie, my asem is weggeslaan, want dit is my en Marley se hart, is siele. Ons regtig, ek meen as ons hospitaalbediening doen, ons gaan doen dit reeds, want daar kan ons mense aanraak, ek meen ons albei werk, so ons het nie tyd, ons het nie jou tyd nie. Ons kan nie uitgaan en mense gaan bereik nie. Die bietjie tyd wat ons het, is baie kosbaar, want jy moet gesin ook, en huwelikstyd ook hê, so hierdie is, my hart is sommer... Nou hoor gou, dis vandag Vrydag. Nou die kameraman gaan nou met hom terugry, ek kom daar Sondag aand aan, Maandag het ek net gedink, Dinsdag, kan jy maar op Facebook, Rooie Strauss, gaan en as hulle my weer blok, gaan toch Rooie Strauss 7, maar dit daar gelaat, maar luister nie, kan jy sien, sal ek live gaan, en jy gaat sien achter, hulle is besig om nou te plak, 'n trailer waar, ek dink hy is 3.3 meter lang, en hy is 2 iets hoog, en die naam, daar gaan staan, take over in the name, en daar gaan daar, ek dink hulle is 2 meter hoë letters, of sê 1.8 meter hoë letters, Jesus, net Jesus, en dit is waaroor hierdie gaan, Jesus, jy het om af te sluit, en gee my die papiere voordat jy nou weer, ek wil hom net iets sê, as ek hierdie jaar, laas jaar, sy voertuie het, dan kan ek, maar hoor nou gou, hier is 'n boodskap, dit kom nou by my op, en ek skimp nou nie baie mense, hulle is vergewe, hulle is vrygespreek. Daai mense wat laas jaar voertuie beloof het, was vir daai projek. God huil nie, God gaan sit nie in die hoekie nie, hier in pleise ander een. 10-1, sal God nie vir jou gesê, vat hom vir Rooies nie. Hy sal jou 'n hele ander plek gestuur het, as Rooies geholpe gewees het. Maar omdat iemand nie geluister het nie, dis dit Rooies en ek sê baie dank. Diek, dankie dat jy hierdie kind so mooi groot gemaak het, hoor. Ek onthou as ek vir jou daar kom kuier, dan stap hy net so in. Onthou jy my daai tyd? Jy was nie baie lus vir my nie. Nee, glad nie. Jy daai tyd gedrink, Benny? Ja, ek het ook ietsie gevat. Maar jy was ongereed. Man, soos ek was so Okay, maar jy was nie lus vir hierdie ou wat so raas hande klap nie. Nee, glad nie, nee. Ek kan onthou dat ek daar by jou pa wees, omdat jy so dierbaar, ek wens ek kan jou in lewende lywe nog 1 keer sien, of 2 keer voordat jy hemel toe gaan, of ek hemel toe gaan. Maar ek onthou, jy het ingekom, en dink ek altyd, dis 'n nederige ou, maar lyk maar na 'n wintie of 'n ongeskikte ou, want hy wil nie met my praat nie, en dan is hy weg. Maar ek dink, jy het ook maar gehoor hoe erg het ek in die polisie aangegaan, en nou is ek skielik so, jy jou laaste sê. Jong, wat kan ek nou eintlik sê? Eintlik wat ek kan sê is so 'n laaste grappie. My meisiekind, ons sê vir haar, ons verduidelik vir haar, nee, ons gaan die kar saai. Sy kyk ons so, sy sê, mense gee nie karre weg. Ons sluit met dit, want dis pragtig. Dis kinderlik ook. Die Here laai jou, Jesus laai jou, ondersteun die Groot Rivier projek. God seën. I've traveled this big world, lonesome I have roamed, I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads, and as my hair turned silver, I lost my lust for gold, now cups
road to glory. Perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder, from the path to not far.